Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Ek is so bly vir hierdie geleentheid om met u weer eens te wees en dat ons Boekevat kan geniet rondom die woord van die Here. Baie dankie dat u ingeskakel het met hierdie program. Jesus Christus bevry jou siel en ek wil vra dat ons net sal saamstem in gebed op hierdie wonderlike tyd van die jaar. Ons vooruitsig is binne die volgende paar dae geniet ons weer volgens ons Christen tradisie die feesviering van die Paasnaweek en alles wat dit behels, die waarde, die groot onskatbare waarde wat dit aan die mensdom se lewens bygevoeg het. Kom ons bid saam. Ons vertrou die Hemelse Vader vir 'n seëning en 'n openbaring. Vader, ons dankie vir hierdie dag wat u voorberei het en die oomblikke waarin ons nou vasgevang is. Dit is ons bede, my God, dat u verheerlik sal wees deur ons lewens, soos ons sal kies om erkenning te gee aan u voorsiening. Die persoon van ons Heiland en Saligmaker, die Here Jesus Christus, wil ons eer. Ons wil laag neerbuig in sy teenwoordigheid. Ons wil erkenning gee dat sy opoffering vir ons ewige lewe besorg het. Vader, dankie vir dit wat u verrig het, dat u ons nie nagelaat het om die verdoemenis in te vaar nie, maar u het ons gered, en ons wil u eer en aanbid. Ek bid nou dat u die skriflesing sal seën, my stem, en dit wat uitgebrei gaan word, dat dit tot groot seëning sal lei, selfs redding, verlossing en genesing. En ons beloof ons woorde, ons denke en ons optrede sal ons moedswilliglik inlyf om u te eer. Dit bid ek nou in Jesus naam. Amen. Ek wil begin deur 'n baie lang stuk uit die boek van Matteus 27 te lees. Ek wil om en by vers 24 begin. En ek wil seker maak dat ons mooi verstaan wat hier plaasgevind het. Dit het te doen met die oomblik van wat sou lei tot die kruisiging van die Here Jesus Christus. So ek is nou in Matteus 27 en kom ons lees saam. Matteus 27 vers 24. Pilatus het gemerk dat dit hopeloos was en dat daar 'n oproer aan die kom was. Gevolglik het hy 'n skottel water laat kom en sy hande ten aanskoue van die skare gewas met die woorde: Ek is onskuldig aan die dood van hierdie man. Dit is op julle rekening. Die hele volk het teruggeskree: Ons neem verantwoordelikheid vir sy dood, ons en ons nageslag. Praat van uitbreiding van vervloeking. Toe het hy Barabbas vir hulle vrygelaat, maar
Hy het Jesus aan die soldate oorgegee om hom met gesels te slaan en daarna te kruisig. Let me read that particular verse in verse 26, vers 26. Ek wil dit in Engels lees. Omdat dit net 'n een-sin verklaring is. Maar daardie een-sin verklaring het 'n opsomming waaruit 'n uitbreiding in die Ou Testament volumes volmaak. Then he, Pontius Pilate, released Barabbas to them. And when he had scourged Jesus, daar die woord scourged, en die kantlyn is flogged or whipped. Dis 'n eienaardige affære. In hierdie een vers is daar een lyn, en al wat die lyn sê is, when he had scourged or flogged, whipped Jesus, he delivered him to be crucified. Een sin, een vers en een lyn in daardie 4-lyn vers. Een lyn in die 4-lyn vers sê eenvoudiglik, hy het Jesus met gesels laat slaan en daarna gekruisig. Gesels is sweephoue. Nou, ons weet van die res van die skrif en die uitbreiding van die skrif, dit praat eintlik van 'n afgemete straf met 'n sweep. En in hierdie geval, dit was 'n sweep met 9 gesels aan hom. 9 toyings. En van hierdie gesels of toyings het glas en metaal ingeweef gehad, sodat wanneer die sweephou jou vat, dan skeer hy jou vel en die vette onder die vel, en as dit hard genoeg geslaan is, sal dit ook dan van die vlees in die spiere skeer en van die sinewies wat daar is. Maar dis net een lyn in 'n 4-lyn vers wat genoem word in hierdie opsomming. Hy het Jesus met gesels laat slaan en daarna gekruisig. Vers 27 sê, die gouverneur se soldate het Jesus toe na hulle hoofkwartier geneem en die hele regiment teen hom bymekaar gemaak. Hulle stroop hom toe van sy klere, so hy staan letterlik naak, beskaamd, verboureerd, in die publiek, te midde hierdie groot skare verharde soldate. Hulle stroop hom toe van sy klere en hang vir hom 'n persmantel. 'n Skarlaken mantel. Die Engelse bewoording is 'n scarlet robe. So dis net 'n ding wat so half oor die skouers is en al hier teen die rug wat nou net sweephoue verdier het, 39 sweephoue maal 9. Want die sweep het 9 toyings gehad. Hulle het ook dan 'n krans van dorings gevleg en dit op sy kop gesit en 'n rietscepter in sy regterhand. Toe maak hulle kniebuigings voor hom en roep spottend uit, ons groet u, o koning van die Jode. Daarna, boonop dit, het hulle hom bespoeg. They spat at him in his face.
en die riet by hom gegryp en hom daarmee teen die kop geslaan. So hy het hier die gevlegte krans van dorings op sy hoof, en daar die krans dorings op sy hoof word dan geslaan met die riet, wat hulle kastig as 'n scepter in sy hand gehad het. Toe hulle moeg geword het van spotdryf met hom. Nou, mense moet nou regtig dink oor hierdie saak. As die skrif nou vir ons sê, toe hulle moeg geword het, dit vertel ons baie. Dit sê vir ons, dat dit nie van korte duur was, dat hy in hulle hande vasgevang was, met hulle intimidasie en dominerende gedrag, om hom so te kastaai, sy smarte uit te deel. Toe hulle moeg geword het van die spotdryf met hom, het hulle die mantel uitgetrek, so hy is nou weer naak. This red robe is being yanked off from his body. Dan sê dit vir ons, en vir hom weer sy eie klere aangetrek. Toe vat hulle hom weg, om hom te kruisig. So ek wil hê jy moet oplet, hoe eenvoudig, hoe kort, hoe min beskrywing daar is, maar daar is wel baie beskrywing van die eintlike belewenis en ervaring, maar die opsomming daarvan is honderde jare voor die tyd deur die psalmdigter en die profete opgesom. Eenvoudige bewoording, hulle het hom met gesels geslaan, 1 lyn in 'n 4-lyn vers 26, en 1 lyn in nog 'n 4-lyn vers in vers 31. Hulle vat hom om hom te gaan kruisig. Op pad kom hulle 'n man met die naam Simon teë, hy was van Cyrene afkomstig. Hulle het hom opgekommandeer om Jesus se kruis te dra. By hierdie tyd is die Here, sy krag het water getrek nou. Hy het nie meer fisiese vermoë om self die kruis verder te kan dra nie. En hierdie man word dus geforseer om die kruis vir hom te dra. Hulle kom toe by die plek aan wat Golgotha genoem word, dit beteken kopbeen koppie. Hulle gee toe vir hom 'n mengsel van wyn en bitterkruie om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. En dan moet ons weer eens oplet, myrrh, it was wine mixed with myrrh. En die natuurlike eienskappe van hierdie myrrh of myrrh, was dat dit 'n pynverdowingsmiddel bevat het. En let op dat die Here het geweier om nie die pyn te verduur nie. Hy het geweier. Maar toe hy dit proe, en ons moet nou diep dink, hy besef toe, hierdie wyn is gemeng met 'n pynverdowingsmiddel. Het hy dit nie gedrink nie. Hy wou dit nie drink nie. Die rede daarvoor is, hy het gekies om die ervaring van die pyniging te verduur. He chose it. Hierdie pyniging was ek en u se deel. Dit was ons deel gewees. Daar was geen ontsnapping van die oomblik om die pyn te verduur nie. Nadat hulle Jesus gekruisig het, nou het hulle hom op die balk van hierdie boom gelê en spykers deur sy gewrigte, deur sy hande en deur sy voete gehamer.
Ons is nie gemaak vir sulke pyniging nie. As 'n mens so iets moet ervaar, dan moet jy besef, daarna is jy permanent vermink. Hulle het Jesus gekruisig, en die soldate het sy klere verdeel deur die gooi van dobbelsteentjies. Hulle het daar rondgesit en hom bewaak. Hulle het 'n plakkaat met die rede vir Jesus se kruisiging daarop bokant sy kop vasgesit. Dit het gelei: dit is Jesus, die koning van die Jode. Daarop het hulle saam met Jesus ook 2 kriminele, 2 ander misdadigers gekruisig, een aan elke kant. Die res van die ervaring lei soos volg: die verbygangers het net spottend hulle koppe geskit en hom toegesnou met hierdie bewoording: "Toe nou, jy kan mos die tempel afbreek en dit weer in 3 dae opbou. As jy dan God se seun is, red jouself en kom van die kruis af." Selfs die priesterhoofde, tesame met die skrifkenners en die familiehoofde, het ook gespot en gesê: "Foei tog, hy het ander gered, maar hy kan homself nie red nie. Hy is mos die koning van die Israel. Laat hy nou afkom van die kruis, dan sal ons in hom glo." Maar kyk, sonder dat hulle bewus is, gee hulle erkenning dat hy red. Want hulle sê daar, hy het ander gered. Die rede hoekom hulle dit kon sê, omdat die verslag van die wonderwerke wat hy verrig het, by hulle oor uitgekom het. Hulle het navraag gedoen daaromtrent. Hulle het gesê: "Sê vir my van hierdie blinde man wat nou kan sien, van hierdie dowe man wat nou kan hoor, van hierdie verlamde wat nou kan loop, van hierdie dooie persoon wat opgewek was. Sê vir ons van die malaatse wat nou mooi vel het. Sê vir ons van die koorse wat weg is. Sê vir ons van al die verskillende genesings wat hy gedoen het. Sê vir ons." Hulle het geweet dat hy is die redder. Maar die onheil in hulle het hulle gedryf om dit aan hom te doen. Nou wil hulle kastig afeindig deur te sê: "Dan sal ons in hom glo as hy af van die kruis kan kom." Vers 43, ons is amper klaar met hierdie lesing, sê: "Hy het mos op God staat gemaak." Hulle sê so, hulle spot met hierdie bewoording: as God sodanig lief is vir hom, laat hy, God, dit nou bewys deur hom te red. Hy het tog self beweer: "Ek is God se seun." In hierdie selfde trant het selfs die kriminele wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Wat 'n ernstige kettery. What serious heresy and blasphemy. Godslastering wat hierdie groot godsdienstleiers besig was om kwyt te raak in die oomblik van die lyding, die moeitevolle lyding en smarte van ons heiland. The passion of Christ. Van 12 uur af het dit oor die hele land donker geword tot 3 uur die middag. So dis 3 ure wat het donker was. Dis 'n maan, dis 'n sonsverduistering, die maan is tussen die aarde en die son. Teen 3 uur het Jesus baie hard uitgeskree: "Eli, Eli, lama sabachthani." Wat beteken: my God, waarom het U my verlaat? Party van die omstanders het dit misverstaan en gedink hy roep na die profeet Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons, maak dit vol suur wyn, steek dit op die punt van 'n riet om hom te laat drink. Die ander het egter gesê: "Los hom, kom ons kyk of Elia hom kom red." Hulle is nog steeds besig met die lastering. Maar Jesus het weer baie hard uitgeroep:
en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die swaar gordyn in die tempel in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het uit mekaar gebars, selfs die grafte het oopgegaan, en God het die liggame van baie gelowiges wat reeds dood was, weer lewendig gemaak. Hulle het uit die grafte gegaan en na Jesus se opstanding het hulle die heilige stad Jerusalem binnengegaan en aan baie mense verskyn. Die Romeinse offisier oor 100 en die ander soldate wat Jesus bewaak het baie beangst geword toe hulle die aardbewing en die ander gebeurtenisse sien en hulle het gesê, hierdie man was werklik waar die seun van God. Baie vroue wat Jesus van Galilea af gevolg en vir hom gesorg het alles op 'n afstand dopgehou. Ek wil daar eindig en dit is die skriflesing vir hierdie Paasnaweek boodskap en uit hierdie boodskap gaan ek 'n verder uitbreiding doen oor die volgende 2-3 weke. En ek wil u aanmoedig om dit nie te mis nie, omdat ons 'n verborgenheid gaan ontbloot. Daar is 'n openbaring wat nog voorkom. Sien dat ons nou opgelet het hoe verkort die weergawe van hierdie verslag in Matteus is. Die een sê in 'n een sin, een lyn van 'n vers sê Pilatus het Jesus laat slaan met 'n sweep en daarna gekruisig. En dan weer eens in vers 31, hulle het hom gevat en vir hom gekruisig. Ek gaan praat rondom hierdie kruis en die waarde van die kruis. Ek onthou daar is 'n gesangstuk, 'n Engelse gesangstuk wat Jimmy Swaggart gesing het. Groot, wonderlike man van God wat alreeds na die Here toe is. En hy sing hierdie gedeelte van die gesangstuk sê, He grew the tree so that we may go free. En hy gaan praat rondom die gedagte van hierdie boom. Hierdie boom wie se balke die kruis verskaf het. En die waarde van hierdie boom, die waarde van wat verrig was op hierdie boom, en hoe dit is dat hierdie boom 'n altaar kom word, letterlik 'n brandaltaar. Want die skrif verduidelik aan ons, dit wat ons nou gelees het, die verborgenheid rondom dit, selfs die hoëpriesters en die skrifgeleerders, mense wie hierdie goed moes kon lees, onderskei, verstaan en verduidelik, het dit nie gesien nie. Dat daardie houtkruis, 'n boom wat hy gegroei het, hy het die boom geskape, hy het die boom laat groei, en die boom, hy homself was 'n skrynwerker gewees, 'n carpenter, 'n houtwerker, iemand wat met bome werk, wat die hout verwerk van die boom om meubels te maak, om balke te maak. Hy was gekruisig op hierdie boom wat hy self gegroei het. He grew the tree that we might go free. En die proses van daardie smarte en lyding wat ons nou net gelees het, wat die hoofpriesters en die skrifgeleerdes nie kon sien en verstaan nie, dat het eintlik God se doel was om daardie houtbalke 'n altaar te maak, sodat in die oomblik wanneer die sondes van die wêreld aan hom toegeskryf word en is, dat in daardie oomblik is hy besig om verteer te word deur die verterende vlamme van die kwaad van God teen sonde. Die Engelse bewoording sê that he was consumed by the flames and the intense anger of God that burnt against sin.
Die brand, daardie burnt against sin, die brand teen die sonde is 'n vlam. Dit is iets wat skroei, dit iets wat verteer. En net soos daardie, ons noem het 'n rehearsal, 1500 jaar se slagoffers, bloedoffers en brandoffers. All of that 1500 years of blood offerings, sacrifices and burnt offerings was a rehearsal of this moment. This moment which has secured our salvation. Because in this moment, He has purchased us, not with the blood of bulls and goats, nie met kalvers en ramme en lammers nie, nie met hulle bloed en lewe nie, maar met sy bloed, moeitevolle lyde, smarte, deurdat hy sy eie lewe neerlê, om 'n losprys te betaal, die prys om 'n mens te herwin, om 'n mens te koop, om 'n mens te verlos van sonde skuld, want die loon van die sonde is die dood, dis het hy die dood omhels, en die dood oorwin. Hy het geworstel met die dood, en hy het gewen, en sy wins, sy triomfankelike oorwinning, is die gawe wat hy aan ons verskaf. Volgende week sit ons dit voort, ek wil verder praat rondom hierdie idee van die boom, waarop hy gekruisig was. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons bely met ons tong, wat ons met ons harte en ons gedagtes in oortuiging glo, dat Jesus Christus is die Lam van God, wat die sondes van die wêreld verwyder, wat my sondes verwyder, deurdat hy sy liggaam gegee het, om te verteer te word, deur die vlamgloed van u kwaad, op die kruis van Golgotha. Dankie Here Jesus, neem my nou aan, skryf my naam in die boek van die lewe, en maak my 'n seun van God self. Gee aan my die belofte van u seëning, die Heilige Gees, deur die geloof ontvang ek dit nou, in Jesus kostelike naam bid ek. Amen en amen.